Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend kan weer met U Heilige Gees vanoggend in hierdie plek. Here, dankie dat ons weer dat U vanoggend ons kom lei en ons kom vat, Here Jesus. En dankie dat ons net vanoggend U naam kan groot maak, Here Jesus. Dan bid ek ook dat U kan kom val en U aangesig kom soek vanoggend, Here Jesus. Come, Lord Jesus, come sing ons vanoggend, Here. Here, besef ons eintlik, Here, waarom is ons besig? Waarom is ons elke dag van ons lewe besig? Is ons reg as U nou kom, Here Jesus? Is ons reg as Jesus ons kom haal? Is ons reg as Jesus sê ek is op pad? As die trompet gaan blaas en sê as jy op die regte plek, as jy op die regte dinge besig, as jy met God besig. Here, ek kom net vanoggend en ek bid vanoggend, Here, dat U Heilige Gees vanoggend sal kom werk. Ek bid, Here Jesus, dat U Here sal kom opdaag en sy son sal laat skyn oor ons dorp, oor ons land, Here Jesus, en dat mense tot bekering sal kom en mense tot insig sal kom oor hoe groot en amazing U is. Here, dankie vir alles wat U doen vanoggend. Here, dankie vir elke blessing wat ons uit U hand ontvang en dankie dat ons fokus, Here, vanoggend op U kan wees. Papa Vader, ek bid vanoggend dat U nou net die werk sal kom doen, dat U Heilige Gees vanoggend sal kom oorvat. Here, mag U Gees vanoggend net elkeen van ons kom aanraak, Here, soos net U kan, Here. Ek bid dit vanoggend in U groot en heilige naam, Here. Amen. Baie. Ek wil vanoggend met julle iets deel wat die Here op my hart gelê het. Maar dis eintlik iets wat al so lank in my hart leef en jy skuif het half een kant toe, want dit is actually 'n harde onderwerp om oor te praat. En dan kom jy net en dan hou jy jou aan herinner aan dit. En dan weet jy, okay, dis nou tot hier toe en nie verder en dan moet jy nou maar half vir ek sê ingee. En ek dink dit het eintlik gekom met, ons het verlede week oor die Heilige Gees gepraat en hoe amazing en die werk van die Heilige Gees en hoe belangrik die Heilige Gees in ons lewe is en dat ek en jy nie sonder die Heilige Gees kan lewe nie, want sonder die Heilige Gees is ons eintlik niks. En so toe ek nou by hierdie onderwerp kom, soos wat ek volgens sal gaan sê, het ek regtig, ek vertrou die Here dat hy vanoggend iets in elkeen van ons se lewe wil kom doen. Maar ek wil hê jy moet mooi luister. Want daar's iets in dit vir elkeen van ons. En die tema van my boodskap vanoggend is heiligmaking, afsondering in God. So, heiligmaking. Wat beteken dit om heilig te wees? Heilig beteken jy is amper sondevry. Dis so erg jy streef daarna om heilig te wees. Jy streef daarna om so amazing impak te maak in jou dorp, in jou omgewing, by jou mense, dat mense kan sien, jy is 'n kind van God. So, ek wil vanoggend vir julle begin met 'n vers uit die Bybel, en dit is, as jy 'n Bybel het, is jy welkom om so toe te gaan, is 1 Samuel 2 vers 2. Nou, die enigste persoon wat waarlik heilig is God. Niemand anders nie. En ek gaan net vir jou die skrif uitwys, want ek het nodig om vir te lees. So 1 Samuel 2 vers 2 sê die volgende: daar is geen heilige soos die Here. Buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Wat hierdie versie is, niemand is eintlik so heilig soos God nie. En dit is Hanna wat dit sing tot eer van God in haar soeke en smeking en aanbidding en alles met vir die babietjie wat sy soek vir Samuel. En alles in dit sê sy, Here, daar is niemand soos U nie. En ek en jy moet eintlik vanoggend besef dat daar geen ander persoon soos God is. En daarom sê God, wees heilig soos ek heilig is. En as ek en jy heilig is soos wat God heilig is, sal ons daarna streef om nie verkeerde dinge te doen nie. Sal die Heilige Gees my en jou kan kom oorreed dat God soveel groter is. Ek en jy het God nodig. Ons kan nie sonder God nie.
En ons sing vanoggend hierdie liedjies en ek is soos excited en ek luister na al die woorde en terwyl ek so na alles luister, besef ek vanoggend, weet jy wat, besef ons eintlik waarmee ons besig is, besef ons wat ons sing vanoggend tot God. Antoinette het in die begin gesê, ons is geplant op 'n sekere plek, jy is gesit daar waar jy is vir 'n rede en 'n doel. En net so, jy is getroud met die vrou wie jy getroud is, as jy getroud is met die vrou wie jy getroud is, as jy nou getroud is, jy verstaan wat ek getroud is, die ouens wat nie getroud is nie, maar so hulle verstaan. En jy is getroud met 'n man, omdat jy vir hom lief is, en die kinders wat in jou lewe is jou kinders wat God het hulle toevertrou aan jou. God het vir jou 'n lewe gegee. Wat maak jy met jou lewe? Elke persoon wat op jou pad kom, is vir 'n rede daar. So jy wat hier sit, kan kies vanoggend, gaan jy aangaan soos jy aangaan, of gaan jy verander? En as jy die Heilige Gees binne in jou het, is jy nie veronderstel, eerstens om dieselfde persoon te bly nie. Maar saam met dit, is daar iets wat veronderstel is om te verander aan die mens wat jy is. God het jou op aarde gesit, want hy het geweet, daar is een van jou nodig. En weens die feit dat daar iemand is soos jy, en jy in 'n verhouding met God staan, is jy veronderstel om ingestel te wees, om te luister, wat God van jou verwag. So ek wil vir jou gaan, as jy jou Bybel het, kan jy na 1 Petrus 1 toe gaan. Ek gaan 1 Petrus 1, is 'n baie bekende stuk, ek het al 'n paar keer dit aangehaal, ook eintlik vanoggend so 'n mate. So dit sê, wees daarom verstandelik wakker en nugter. Want God het ons 'n helderheid van verstand gegee, né? So ons moet verstandelik nugter wees. Ons moet weet wat ons sê, ons moet weet wat ons doen. En vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. So wanneer Jesus kom, ons wag daarvoor. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle eie lewenswandel heilig wees. Daarom staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. So jou hele lewenswandel is veronderstel om te verander die dag as God in jou lewe kom. Jy is nie veronderstel om dieselfde mens te bly as wat jy was nie. As ek en jy dieselfde bly is dan fout, dan laat jy nie toe dat die Heilige Gees in jou werk nie. Want ek en jy moet 'n strewe hê om soos God te wees, want God is in my. So, as jy God in jou het, moet jy verander, en wanneer jy verander, gaan mense dit kan sien. Net soos wat die son deur hierdie liggoeter skyn, en op hierdie mat val, so helder lig is jy en ek veronderstel te wees in hierdie duister wêreld. Die wêreld is donker en swart genoeg. Hy kort nie nog 'n paar Christene wat dit ook erger maak nie. So daarom is ek en jy veronderstel om eintlik so te straal van God se liefde in ons, né? Dat ons nie die negativiteit van die wêreld kan toelaat om ons oor te neem nie. Soms wonder ek as ek na Christene kyk of kinders van God, hoe kan hulle sê as kinders van God, maar hulle straal negativiteit wat skrik vir niks uit. Hoe? Jy is 'n kind van God, jy het lewe in jou. Jy het God se liefde in jou. So straal dit vir die wêreld. Ons
Kerk se visie is om 'n lighuis te wees. Nou om 'n lighuis te wees, moet jy 'n lig hê om te skyn. So as jy jou lig het om te skyn, kan mense sien dat God in jou is. So ek en jy het nodig om 'n lighuis in hierdie donker wêreld te wees van vandag, want daar's te veel swartgalligheid, daar's te veel slegte, lelike, vieslike goed daar buite, wat mense negatief het, maar ek en jy is 'n kind van God, ons kan nie so aangaan nie. Die Heilige Gees moet jou kom verander. Die Heilige Gees moet iets in jou wakker maak, sodat jy wil heilig wees, sodat jy wil strewe om 'n beter mens te wees. God se heerlikheid en heiligheid is 'n lig vir die wêreld. Daai lig wat hier binne in jou skyn en veronderstel is om te skyn, moet soos 'n veldbrand deur hierdie dorp kan. Jy gaan foute maak, because you're not perfect, you're not God, but you have to strive to be like God. Daar is een ding wat ek en jy vanoggend moet verstaan, en ek het nou vir Tannie Sani dit probeer verduidelik, maar ek kon myself nie uitgedruk kry nie, en die duiwel is listiger as enige iets daar buite. Hy is soos 'n brullende leeu, lus om jou op te vreet en jou negatief te maak en jou sleg te maak. Onthou net, die hel is 'n werklikheid. Net soos die hemel 'n werklikheid is die hel. En die hel, die duiwel soek 'n paar trawante vir hom. Kom ek verduidelik julle gou-gou, want ek dink julle verstaan het, hoe belangrik dit is dat ek en jy 'n kind van God is, en hoe belangrik dit is dat ons lig skyn. So, julle weet, my oudste seun hou van rugby. So hy is 'n rugby fanatic. So gaan kyk ons rugby. Ek vat my klein dogtertjie saam, en daar is 'n tannie op die paviljoen, wat erger aangaan as die duiwel haarself. Ek beloof julle, die taalgebruik wat daai vrou gee, dat die wêreld sidder. En so, het dit verlede week gebeur, dat ek nou by 'n ander skool is, en die wêreld sidder om ons. En gister gaan ons weer. Dat die mense van die paviljoen wegloop en sê, ons kan nie met dit geassosieer word nie, hulle moet al verban om na die skool toe te kom. Dit, hoe erg dit is. Nou as ander mense wat in die wêreld is, kan raak sien, sy hoort nie daar nie. Hoeveel te meer moet ek en jy as 'n kind van God. En jy kan nie al aanvat nie, want glo vir my, iemand het sy het vir hom vertel, en baie mooi geveelde woorde. So, dis eintlik wat ek wil doen. Jy en ek, wat die lig van God is veronderstel om die lig te wees. So, ek en jy moet heilig lewe. Ons moet God nastreef. Ons moet leef asof ons God wil wees. Jy gaan nooit God kan wees nie, maar jy moet streef om soos hy te wees. So wat is heiligmaking? Heiligmaking is 'n proses van verandering en transformasie. Daai groot vloekwoord wat ek verlede week ook gebruik het. Die Heilige Gees gaan jou oorreed van jou sondes. Pastoor Petrus hoef jou nie te vertel dat dit waarmee jy besig is verkeerd is nie. Hy sal dit sommer vir my doen. Want as jy in 'n verhouding met God is, sal die Heilige Gees jou kom aankla en vir jou vertel, jou geskindery moet stop. Sal die Heilige Gees jou kom aankla dat ek gaan nie meer met jou goed speel. Jy weet wat ek praat. En ek
het nou gaan sit en dink, okay, so, hoe gaan ek vir hierdie amazing mense wat voor my vanoggend sit, vertel van hierdie transformasie wat moet gebeur in jou lewe, sodat hulle hopelik gaan verstaan dat jy nou moet mooi wees. Nou, en die enigste, maar die beste idee wat ek kon kom, is die volgende, so jy met my deel, of met my wees. As jy in die wêreld is, gaan ek jou vanoggend vergelyk met 'n wurm. 'n Sywurm, okay? Wat gebeur met 'n sywurm in sy lewensiklus? 'n Sywurm is 'n wurm wat net blare vreet, so hy gaan maar net so aan. En jy as 'n kind van God, is nie veronderstel om net aan te gaan soos wat jy aangaan nie. Jy is veronderstel om te verander. So wat gebeur? Die wurm vreet hom trommeldik, groei, en wanneer hy groot genoeg is, word hy 'n papie-konon, 'n papie wat homself toespan, 'n koekon, daai woord wat jy woord, 'n koekon, en as hy 'n koekon geword het, wat kom daar uit? 'n beautiful butterfly. Of 'n mond. But you had a transformation, you become beautiful. You're not actually born, you're now a beautiful butterfly. So ek en jy is veronderstel om 'n briljante, skitterende, asemrowende butterfly te wees wat die wêreld aanraak. Wat gaan kyk wat doen 'n butterfly? Ek weet nie, val vrouens, hulle love butterflies. As hulle 'n butterfly sien, wat doen hulle? Kyk hoe mooi is hulle. Ek weet ek was 'n butterfly. Jy kan nie net 'n butterfly wees, op het ek aan die woord gesê. Want die mense is in jou. So jy is veronderstel om soos 'n butterfly te skyn in jou, die wêreld in ordes neem, want jy is 'n kind van God. Dankie vir daai aanneem. Yes, get it. Ek is besig om te wen. Hulle is wakker, hulle slaap nie vanoggend, ons is staan. Heiligmaking is wanneer jy jouself uit die wêreld uit, amper wil ek sê, uithaal. Jy kan nie, maar jy haal jouself halfpad uit, en jy sit jou net by God. Want jy soek om meer soos God te wees. So jy sonder jou af van God. So, jy gaan jou ore kan toehou, as die duiwel negatiewe goed in jou ore wil kom plaas. Jy gaan jou ore kan toehou, wanneer die wêreld besig is met nonsens. Wat hou die wêreld van? Sensasie, korrek? Gaan kyk nou na enige huisgenoot, beeld, rapport, die son, ek weet ek het sommer nou random goeders volgens. Al daardie goeders het al hierdie sensasie goeders. Het julle nou weer gesien? Dit is soos die skindertablets. Okay, hulle like om te skinder in daai koerante en tydskrifte. Facebook, jy in Facebook praat ek eers. Dis 'n nagmerrie op sy eie. Maar in elk geval, so in al hierdie nagmerrigheid, dis nie wie God is nie. God hou nie van dit nie. God hou van mooi goed. Want hy het die wêreld mooi gemaak. Ons het nou gesê, hy het my mooi gemaak, hè? So jy kan dit glo vanoggend. Jy is 'n beautiful person, net soos jy is. Ons kan nie sê ons wil heilig wees, ons wil soos God wees. Maar ons gaan aan met die wêreld se goed nie. Ons moet oogklappe kry vir die wêreld. En jy kan nou nie met regte oogklappe deur die wêreld oog deur die lewe gaan nie, want dan gaan jy dalk val. Maar jy is veronderstel om blind te word vir die negatiewe goed in die wêreld. Want daar's eintlik soveel meer mooi in die wêreld. Dis die mens wat die wêreld lelik maak.
So jy het 'n keuse vanoggend. More like God, or more like the world? Openbaring 10 vers 20 sê nie, of is daar nog morgen 3, so dat nie, maar het gaan daarop neer, jy kan nie warm of lauw wees nie, of koud, jy moet net warm wees. As jy maar lauw, dan gaan die Here jou uitspoel. So was jy maar warm, of as jy maar koud, so kies dit die voor die presiese woord. So wat wil jy doen? Wil jy lauw deur die wêreld gaan, en dan kom jy by die hemelpoorte, en dan sê die Here vir jou, ek ken jou nie. Of jy sê, Here, ek gaan begin om te lewe soos wat U wil hê ek moet lewe. Ek gaan begin doen wat U wil hê ek moet doen. So jy kan nie dieselfde mens wees nie. Wanneer jy God in jou het, word jy vernuwe van binne. En is jy na die beeld van God. Nou, die woord van God sê, ek en jy is geskape na die beeld van God. So ons is klaar soos God. Ons is net veronderstel om nou te glinster soos God. Ons is veronderstel om die lig te wees in hierdie wêreld. So jy kan kies om vanoggend dieselfde mens te bly, of jy kan kies om te verander. Wat is jou keuse? Meer soos die Here, hom soek, hom vra, of meer luister na die wêreld, en eintlik net waar is jou pad. Wanneer jy God in jou lewe het, sal God jou voetstappe rig. Wanneer jy God in jou lewe het, sal God vir die weg wys. Dis wanneer ons nie God in ons lewe het, en dan ons eintlik so alleen voel. Want God sal ons nie steek laat. God sal ons dra. Hebreërs 12 vers 4 sê, beywer julle vir vrede met alle mense, asook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien. So jy kan maar hoe hard probeer, as jy nie heilig probeer wees, soos wat God heilig is, gaan jy nie vir God sien nie. En, nou, as jy heilig is, of 'n strewe het om heilig te wees, soos God, sal daar iets in jou wees wat jou dryf. Dit sal jou laat aanhou. Dit sal jou elke oggend laat opstaan. Want jy gaan eintlik so begeerte begin kry om meer en meer vir God te doen, wanneer jy God in jou lewe het, dat jy net regtig waarlik 'n verskil wil maak vir die wêreld. So wat se lig skyn jy? En ja, hoor nou baie mooi, jy gaan kritiek kry. En mense gaan dink, of kyk nou heilig probeer sy wees en hy wees. Ja, en ons moet dalk ophou judge en ander mense kritiseer en die fout by ander mense begin soek. Begin by jouself. Ek het sulke oulike woorde gehoor. Wanneer jy eintlik fout vind met iemand anders, dis dit om daar fout is in jou eie lewe.
dan is dit beter om vir iemand anders te soek. Jy sien wat die daarin, ja, wat die daarin. Ek wil nie weet nie. Ek het genoeg vir my eie probleme. Bepaal jou by jou eie ding. Dus, hierdie wêreld sal 'n beter plek wees, as ons monde van ander mense kan afhang. En weet jy wat hartseer, dat mede-Christene mekaar kritiseer. Gebeur nie, hier nie. Ja, pastoor, hy het weer vandag op sy kliniek. Hoekom? Maar jy moet nie luister nie. Moenie 'n halwe waarheid verkoop as 'n feit. Hoor jy wat ek sê? Moenie dink dit wat jy van 'n afleiding gemaak het dalk dit is die waarheid nie. Maak seker. Maak toerit. Ons moet dalk minder praat en meer doen. 1 Tessalonisense. Moenie worry nie, niemand het my kwaad gemaak hierdie week nie, hoor. So daar's niemand vir wie ek kwaad is, net vir hulle dalk dink ek. 1 Tessalonisense 4 vers 7 sê, God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te wees. So God het ons gemaak om mooi te wees en vriendelik te wees en die vrug van die Gees uit te lewe vir die wêreld, maar nie ons wil nie. Dis beter om die slegte, die kritiek te lewer. Kan ek net daar los? Ek is bietjie bang. Die waarheid kom uit. Romeine 6 vers 19 sê, weens julle beperkte begrip gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggaam in diens van sedelike onreinheid en wetteloos gestel het, en losbandig geleef het, so moet julle nou elke deel van julle liggaam in diens van God staan om heilig te wees. So jy was hier in die wêreld, jy was sondig, jy het gevloek soos 'n matroos, jy het gedrink soos 'n vis, jy het skinder soos die skinderbekkie van Skinderfontein, ek gee nie om nie. Dis wie jy hier was. Hier sou dit lekker gegaan, né? Maar hier is dit anders, want God hou nie van dit nie. Hy steen sulke dinge. So hy verwag, ons moet nou mooi wees. Ek moet lief wees. Ek moet 'n omgee hart hê. Ek moet liefde aan my medemens bewys. Negatief? Positief? Ja. Maar ek voel my mense floreer op negativiteit. Hulle kry 'n kick daaruit. Ek weet nog nie wat se kick nie, maar hulle kry so 'n kick daaruit. Kom hier weg. Smile. Hierdie is gaga. Ek het 'n paar woorde wat ek kan gebruik, maar ek kan nie. Want ek is nie hier nie. Ek is hier, waar Jesus is. So ek wil sy lig laat skyn. Dink jy dit lei nie iets in vanoggend? Dankie tog. Levitikus 20 vers 26. Julle moet heilig lewe, want ek, die Here, is heilig. So Jesus sê, God sê net vir ons ook, weet jy wat, ek is heilig. Ek het julle afgesonder uit alle volke
om aan my te hoor. So, dit is waar God in Levitikus het God gesê, julle as die Israeliete is my volk, ek is lief vir julle, julle is die uitverkore volk, maar tussen het God daarin gewissheid, weet jy wat, ek gaan ook na julle toe kyk. So hy hou van ons ook, hy is lief vir ons ook, maar om uit deel te wees van die uitgesonderde volk, moet jy 'n kind van God wees. 'n Klein vereiste. Wees 'n kind van God. Streef daarna om heilig te wees. Wees vriendelik met jou medemens. Help jou medemens. Sien jou medemens raak. Heilig. Vrede. Kalmte. Rustigheid. Of gaan jy aan die kant wees? Waar dit skop, skiet en waar dit pakslaag is. 2 Timoteus 1 vers 9. 2 Timoteus 1 vers 9. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Is jy gered? Dan moet jy toegewy wees aan God. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van ons sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. So Jesus Christus het gekom om ons te red, ons is verlos van al ons sondes, ons is vrygemaak, ons is duur gekoop, die prys is betaal. So wat beteken dit? Ons moet afgesonder wees vir God. Ons moet heilig wees vir God. Ons is nie meer in die wêreld nie, maar in die heerlikheid van God. Efesiërs 1 vers 4. Nog voordat die wêreld geskep is, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. So, toe hy daar gedink het om jou daar te hê, het hy gesê, daai ene wat sy naam Petrus is, moet heilig wees. Letia moet heilig wees. Antoinette moet heilig wees. Andrei moet heilig wees. En so kan ons so almal se name hier invoeg. Ons moet heilig wees, want God verwag dit van my en jou om heilig te wees. So ons kan nie hier wees nie, ons moet hier wees by God. In sy heerlikheid, in sy heiligheid. Jy het die Heilige Gees in jou om te onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. So as jy die Heilige Gees wat in jou is, in jou het, gaan dit jou streef daarna om verander te wees, om 'n beter mens te word. En wanneer jy daarna streef om 'n beter mens te wees, gaan jy daarna streef om meer soos God te wees. En wanneer ek en jy streef om meer soos God te wees, kan ons 'n verskil maak. Kan ons die wêreld verander. Maar wanneer jy gelykvormig is aan die wêreld, wanneer jy net soos die wêreld is en nie eintlik uitstaan nie, hoe gaan jy verander? Jy wil vanoggend hier vir my sit en vir my sê, ek wil 'n verskil maak. Wees meer soos God. Hoe is ek meer soos God? Deur te doen wat God van my verwag. Deur my ore oop te maak, my oë oop te maak en te fokus op dit wat God in my lewe sit. En jy moet versigtig wees dat jy nie goed sê of doen en sê God sê nie. Maar dis nie God sê nie. Dis Petrus sê. Ek moet so daai verhouding wat ek en jy met God het, daai wat ek verlede keer demonstreer die van julle met was,
Edrich het saam met my geloop, hy die Heilige Gees voorgestel, die van julle wat my was. Julle het gesien, hy het die hele tyd saam met my geloop. Dis hoe ek en jou verhouding met God, die God, Vader, Seun en Heilige Gees, die hele tyd saam met my wees. Jy moet elke dag met God daar wees. Onthou net, God is nie een van daai wat jy net sekere tye gebruik nie. God is die Alfa en die Omega. God is die begin en die einde. So God is alles. So jou lewe moet volgens God se wil ingestel wees. If you want to go to heaven, moet jy besig wees met die dinge van God. Ons is nog te veel besig met die dinge van die wêreld. En asseblief, moet nou nie môre jou werk gaan bedank en sê, jou pastoor het gesê, hy, dis nie wat ek sê nie. Jy kan God in jou werk hê, deur die manier hoe jy optree. Die keuses wat jy maak in jou werksomstandighede. Elke plek waar jy is, moet God saam met jou wees. Jy kan nie kies wanneer jy hom saam bring nie. Is God saam met jou by die braaivleisvuur? Is God saam met jou in jou motor op pad werk toe? Is God in jou by jou werk? Is God by jou in elke faset van jou lewe? Elke keuse wat jy maak? Of kies jy, wanneer mag hy deel wees? Dan moet jy nie verbaas wees, as hy gaan kies, vir jou in die hemel wil sit nie. Want hy wil ooralste saam met jou wees. As jy God iewers nie kan saamnooi nie, dan moet jy ook nie daar wees nie. Hoor julle wat ek sê? As jy nie God kan saamnooi, dan waar jy gaan nie, dan jy gaan. Want dan sy nie welkom nie. Dan sê jy as kind van God ook nie welkom nie. Ag, neem dit los. Kom ons sluit die man. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vanoggend te weet, U is die groot ek is, Here. Wat 'n voorreg is dit om vanoggend te weet, dat U die koning van die konings is, Here. Wat 'n voorreg is dit om te weet, dat my Here leef en my Here regeer vanoggend, Here. Papa Vader, vanoggend ontbid ons U, ons loof U, ons prys U, ons eer U, ons kom soek U, Here, en ons wil so meer soos U wees, Here, en minder van onsself hê. So Here, dankie vir die genade en die teenwoordigheid, dankie vir die heiligheid, dankie dat ons U kan aanbid, dankie dat ons U kan kom loof en prys, Here, dankie dat ek kan weet, dat U die groot ek is, Here, want die storm stil. Here, partykeer as ons in die storm is, jy's waar U is. Ons moet dit net sien. Ons Vader, ek bid vanoggend vir elke persoon wat hier sit. Here, ek bid dat hierdie woord vanoggend soos 'n tweesnydende swaard sal ingaan en dat hulle sal besef hoe belangrik dit is om God oral se saam met hulle te vat. Here, ons het nodig om meer soos U te wees. Ons het nodig om U te soek, te honger, te dors na U. Dankie Here vir al die genade en al die liefde.
seën ons en lei ons. Bewaar ons, Here Jesus, en hou ons veilig. Here, ek bid vanoggend vir die vrede van Jesus om in ons te kom woon. En dankie dat U hier is. Dankie dat U ons God is. Lei ons verder in hierdie dag, verder in hierdie week. En help ons, Here, om heilig te wees. Help ons om soos U te wees. Dankie vir dit wat U doen in elkeen van ons se lewe. Dankie vir die voorbeeld wat ons kan kom stel vir die wêreld daarby. Gaan nou verder met ons, Here. Ek bid dit alles in U groot en heilige naam.